As jy ouer is en jy het kinders en jy wil graag hê jou kinders moet eendag suksesvol wees, dan is dit belangrik vir jou dat jy God ken, jou kinders vir God deur jou ken en dat jy jou kinders in die weë van die Here grootmaak. Weet jy, vandag sien ek baie mense daar buitekant rondloop, hulle het Jesus op hulle lippe, maar hulle hele lewe ontken hom. Ek sien hoe ouens daar buitekant rondloop en Jesus liefhet met almal om hulle, behalwe in hulle eie huisgesin. Ek gaan 'n skriffie vir jou lees, nee. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele krag. Dan sê die Here hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet jy te harte neem. Hy beveel, is nie 'n opsie of 'n gedagte of ietsie wat jy maar net in jou agterkop het. Hy beveel hierdie woorde, jy moet dit te harte neem. En dan sê hy net daarna, jy moet jou kinders inskerp en daaroor praat, wanneer jy by die huis is, wanneer jy op die pad is, en wanneer jy gaan slaap, en wanneer jy opstaan. So hy sê hierso, chom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en jou krag. En dan moet jy met jou kinders hieroor praat. So as jy vanoggend opstaan, het jy jou kinders geseën, jou kinders vertel wat se plan God met hulle lewe het. Jy het vir jou kind vanoggend gesê, buddy, champion, sissy, hoor hierso, jy's 'n world changer, jy's 'n planet shaker, jy's 'n earth mover, jy gaan impak maak vandag. Jy het 'n plan, God 'n plan met jou lewe. Jy gaan vandag nasies bereik. Jesus se naam is op jou lippe, sy gees is in jou hart, genesing vloei deur jou hande, jou lippe praat net soet woorde, jou lippe gaan vandag iemand bless en seën, jou voete is gereed om die goeie nuus te deel, jy staan vir wat waar is en nie van wat onwaar is. Het jy al oor jou kinders dit gespreek? Weet my dogtertjie is amper 4 maande oud, sy so begin huil, dan spreek ek woord oor haar, dan raak sy rustig, onmiddellik raak sy kalm, of ek begin sing bietjie gospel oor haar, raak sy kalm, spreek klaar in haar gees en ek vertel haar, vanoggend toe sy wakker word, sê ek, sê môre Jesus, môre Heilige Gees, of sy nou kan praat of nie kan praat nie, ons praat dit in ons kinders in, hy sê met jou kinders inskerp, en daaroor praat, wanneer jy by die huis is, wanneer jy op die pad is, wanneer jy gaan slaap, en wanneer jy opstaan, praat met jou kinders oor Jesus, en dan sê hy hierso, in Spreuke 22:6 sê hy, jy lei 'n kind op die regte pad, dan sal hy selfs wanneer hy oud is, nie daarvan afwyk nie. Jy lei jou kinders op die regte pad. Weet ek het nou die dag 'n ou ontmoet, toe sê hy vir my, sy pa doen net goeie goed vir ander mense, behalwe sy eie kinders. Hy wens sy pa kon vir sy eie huis gedoen het, wat hy so baie vir ander mense doen. En vandag is daar kinders wat oud geraak het, wat niks met God te doen wil hê nie, want hulle ouers het die wêreld daar buitekant baie meer lief as hulle eie huis. Net jy moet 'n leefstyl leef in jou eie huis. Weet jy, daai gesegde sê, die persoon wie jy werklik is die persoon wie jy by die huis is. Nie die persoon wat daar buitekant gesien word deur mense. Die Fariseërs wil gesien wees deur mense, staan op die straathoeke bid, dat iemand hulle tog raak sien. Maar in die privaatheid, wie is jy by die huis? En as jou kinders eendag Jesus ontmoet, gaan hulle vir hom kan sê, Jesus, jy's nes my pappa. Jo, Jesus, jy's nes my mamma. Dat hulle Jesus so teenwoordig in jou lewe sien, dat hulle nooit twyfel of hy waar of onwaar is nie. Dat hulle kan sê, my pa is die beste pa op aarde. My pa het na ons gekyk, my pa het ons lief gehad, hy het die wêreld lief gehad en ons lief gehad. Hy het almal lief gehad, dieselfde. Dat jy nie 'n ouer sal wees wat oral vir almal goedjies doen, maar jou eie kinders en jou eie huisgesin suffer onder dit nie. Wees 'n goddelike man, goddelike vrou, goddelike ma, goddelike pa, 'n goddelike vriend, goddelike besigheidsman, 'n goddelike kind teenoor jou ouers as hulle dalk nog leef. Wees iemand wat werklik die hart van die Vader dra, sodat jou kinders nooit hoef te wonder of Jesus reël is of nie. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Ek se pa vandag, Vader, en ek dank U dat U van my 'n pa maak, wat kleine Nina, my dogtertjie, die hart van God in sal kan sien. Ek bid Here dat U my woorde sal suit met genade, my geduld sal gee, en my vrede sal gee, en dat ek vandag in 'n posisie sal inbeweeg, waar my kind die hart van God kan sien. Here, ek staan in 'n posisie waar ek baie mense bedien, en ek vra net sommer publicly ook, Here, dat U my sal beskerm, en my sal wys dat my huis altyd eerste is. En ek wil net kom instaan, saam met elke persoon wat hier kyk, wat sy werk dalk eerste plek gekry het, of ander mense kry eerste plek, of het pa elke aand braai op 'n ander huis, amper nooit by die huis, Here, maar dat hulle ook in agreement sal kom, dat daar verandering moet plaasvind, dat hulle huisgesin eerste prioriteit moet wees, hulle kinders eerste prioriteit moet wees, hulle vrouens eerste prioriteit moet wees, sodat hulle kinders kan groot raak met 'n pa wat die hart van God gedra het. In Jesus naam bid ek dit.